Nou Mariaan, waar begin ons met hierdie sessies? Grondbeginsels van selfwaarneming. Vertel vir my meer. So, kom ons begin by wat is emosionele intelligensie. Dit is die vermoë om ons emosies en die van ander te herken, te verstaan en te bestuur. En in Spreuke 3 vers 13 sê dit vir ons, gelukkig is die mens wat wysheid vind en die mens wat insig verkry. So is dit nie vir ons 'n mooi oproep om te vra dat ons emosioneel intelligent raak nie. En Daniel Goleman het 'n model geskep om ons te help om emosionele intelligensie te verstaan. En daar is 4 stappies daarin. Die eerste een is selfwaarneming. Dit help ons om ons emosies te herken, om waar te neem wat ons ervaar. Dan die tweede stappie is om dit, dan wat ons van bewus geraak het, te bestuur, met selfbestuur. En ons kan mos nou net bestuur wat ons van bewus geraak het. En dan is dit verhoudingsbestuur en sosiale bewustheid. So nou sal ons vra, hoe bou ons emosionele intelligensie? En dit begin by die hoekstene waaroor ons vandag wil praat. Emosionele waarneming en begrip. Hoe raak ons dus bewus en hoe begryp ons het insig oor ons emosies? En hier is 5 stappe wat ek met julle gaan deel. Stap 1, begin met identifiseer van jou emosies. En daar is 'n modelletjie wat jy kan gebruik, die gevoelswiel. Jy kan na feelingswheel.com toe gaan en dit is 'n lekker kleurvolle wiel om te identifiseer wat se emosiewoord ek voel. Dit is belangrik om die spesifieke emosie wat ons voel te noem op sy naam. Soos byvoorbeeld, in plaas van net te sê, ag, ek voel sleg, om te kan sê, ek voel blootgestel, wat afkomstig is van die primêre emosie, vrees. Of ek voel afgekeer, wat afkomstig is van die primêre emosie, verdriet. Dan met stap 2, nadat ons nou geïdentifiseer het spesifiek wat ons voel, reflekteer oor wat daardie emosie veroorsaak het. Dink aan die spesifieke gebeurtenis of die gedagte wat die emosie getrigger het en vra, wat van die situasie het my so laat voel? Byvoorbeeld, jy voel dalk afgekeer omdat jou kollega jou opinie gekritiseer het in 'n vergadering. En jy voel blootgestel omdat hulle dink jy is onbekwaam. Nou stap 3, herken die onvervulde behoeftes daarachter. Identifiseer watter behoefte jy nodig het wat dalk onvervul is in daardie oomblik. Want dikwels spruit dit uit die kinderjare of vorige negatiewe ervarings. Byvoorbeeld, jy voel afgekeer en nie goedgekeur nie. En as kind het jy dalk dikwels ervaar dat jy nie goedgekeur was nie. En nou vrees jy mislukking of om teleur te stel, sodat jy net goedkeuring kan behou. En daarom voel jy moet druk om bekwaam voor te kom, sodat jy tog net die goedkeuring kan behou. En daar raak ons dan verslaaf of gedryf deur wat die situasie ons maak om te wees en nie wie ons self is nie. So ons reageer dan nie wie uit ons is nie. Nou toe kom terug na stap 4, neem dan waar hoe jy dan gewoonlik reageer. Byvoorbeeld, as jy afgekeer voel, word jy dalk defensief of trek jy terug en kan selfs die persoon ook begin persoonlik aanval. En hier is die uitdaging dan. Laaste stappie, oorweeg dus gesonde reaksies en dis waar die wysheid inkom, nê. So herinner jouself aan daardie verklaringe wat ons met die vorige sessies gebou het en verander nou jou denke en aksies om te reageer van wie jy is, nie van wat hierdie situasie en die verlede se wonde jou maak om te wees nie. Byvoorbeeld, 'n ou gedagte mag wees, hulle dink ek is onbekwaam en dis 'n mislukking. En die nuwe gedagte kan wees, nie almal hoef van my manier van doen te hou nie. Nie almal gaan my manier goedkeur nie, maar ek ken my waarde en ek het 'n oplossing om te offer. Ek kan dit dalk anders oordra. So, aksie. Haal diep asem, erken die emosie, empatiseer met die emosie, erken dat dit grootendeels afkomstig is van vorige ervarings. En ons sal ook nog dit behandel om te genees, sodat daardie emosies nie meer so prominent opduik en jou gedrag so negatief beïnvloed nie. Nou, ek sien baie uit na volgende week, wanneer ons praat oor emosionele regulering en ook empatie in verhoudings. Nou, dit was die hart en die stem van Mariaan van Sail. Jy kan haar webtuiste besoek, switchontolife.com. Onthou, sy doen individuele lewensafrigting, sy het aanlyn kursusse
enige iemand wat gereg is om doelgerig te lewe, wil sy graag jou hand vat in daai proses. Volg ook op sosiale media, Switch on to Life.